dankie dat ons hier mekaar kan wees as broers en susters. Here, dankie dat ons weet hier is teenwoordig, hier is in ons midde. Het is so lekker om hier te weet, die oor is gerig op ons. Die oor is tot ons gewend, die wil hoor wat op ons hart is. Here, die is persoonlik betrokke by elke van ons. En dit is nie lekker van die te volg, omdat hy so lewend is. So lewende God en lewend betrokke by elkeen van ons. Hy weet presies wat aangaan in ons lewens en in ons denke en in ons harte en in ons emosies en niks is vir die bedek en niks is vir die weg. Here, ons wil vir U en dit alles ken. En Vader, my gebed vanoggend is dat die gesindheid wat in Christus Jesus was, dat daai gesindheid in elkeen van ons sal wees. Dus daai gesindheid sal openbaar teenoor mekaar. Dus daai gesindheid sal openbaar as ons oor mekaar dink, as ons oor mekaar praat, as ons nou, Here, dat ons werklik sal leef soos wat Jesus geleef het. Amen. Ek gaan nie vanoggend aan met die reeks nie, sal volgende Sondag daarmee aangaan. Soos iets wat hulle geruime tyd op my hart lê. Die Here het die week net baie duideliker vir my gemaak. Dit gaan rondom, ek tel vir 'n geruime tyd op so halwe kriweligheid in die gemeente. Baie duidelik dat ek dit optel, ek dink dit is die eerste. En ek vra om verskoning as die besoekers is en hulle dit luister. Iemand is kwaad, maar dan seker goed dat jy sal moet aanspreek, ons moet aan kyk. Ons moet oor praat, my keuse, wat die Here vir my gegee. Ons praat nou oor hierdie goed, omdat ons nie gekerk wil speel nie. Ons speel nie goed, omdat ons werklik die Here se aangesig wil soek, en vertrou in die Christus pad te loop. Nou, die Here het werklik vir die week met my gepraat rondom 'n klomp sekere goed waaroor hy my aangespreek het, wat ek na myself moes kyk rondom hierdie goed. So dis nie 'n boodskap wat ek net vir u wil kom afgee nie, dis iets wat met die Here werklik in my binneste met my gewerk het. En dit gaan rondom die ding dat ons fokus in hierdie gemeente na my mening. En ek glo dis nie net na my mening, ek glo dis werklik wat die Here vir my gewys het, omdat ek dit in myself gesien het. Die fokus is hopeloos te veel op mekaar gerig en nie op God nie. Dit was nie aan die begin so nie, dat dit wel so begin draai. Daar's 'n baie spesifieke rede daarvoor, wat die Here my gewys het, hoekom dit wel so is. Is hopeloos te veel 'n gepraatery oor mekaar, agter mekaar se rug. En ek kan vir my sê, dit is nie so nie, so jy sê, jong. Want ek beweeg in baie kringe rondom, ek hoor die goed, ek het al aan 'n deel geneem, ek het al gepraat, en die gepraatery agter mekaar se rug is nie opbouend nie, kom nie van God nie. En dit sal moet stop. So dit is nie om enige iemand te skel nie, dit is nie om enige iemand op die vingers te tik nie, want ek tik myself op die vingers en God spreek my aan dinge en gesprekke waarin ek self deelneem, wat nie van God is nie. Kijk, te veel die gevoel in die kerk, van dan na die skrif toe gaan, dat almal moet wees soos wat ek is. As ek die Here op 'n sekere manier aanbid, dan moet almal die Here aanbid op daai manier, want dis my raamwerk, en dis die boksie waarin ek is. Almal is nie in my boksie nie. Almal het nie dieselfde persoonlikheid nie. Almal is nie dieselfde nie. Mense verskil, persoonlikhede verskil. Verskillende karaktereienskappe. Ek en is almal van u kinders presies dieselfde in u huis. Nee, hulle verskil. Nou hoekom kan ons in die kerk almal dieselfde wees? Dis kinders van dieselfde vader. As jou 3 kinders in jou huis nie is almal presies dieselfde is. Hoe kan jy verwag dat almal in die kerk dieselfde moet wees? Dis 'n gesin waar almal verskil.
Doen goed op verskillende maniere. En weet jy hoekom, wat sien, wys die Here vir my, in my eie persoonlike lewe hierdie week. Wie wat praat jy oor iemand agter sy rug is 'n gebrek aan liefde. Waar liefde ontbreek, word niks meer bedek nie. Jy wil alles openbaar maak, verkeerde van een langs en een omheen. Ek wil vanoggend met u praat oor die siekte van skinder. Want dit is 'n siekte, dit is 'n kanker, wat in 'n liggaam inkom, dit verteer die hele liggaam, dit maak hom dood. En dit is een van die mees wapens wat die duiwel in 'n kerk kan gebruik, want hy gaan so slymerend voort, die kom nie agter nie. Ou wat kanker het, my pa, ek wil vir jou 'n foto wys van my pa, 1995. Dit was, ons het interskole gespeel teen JG Meyer. Ons het op daai dag gewen. Dit was Julie, dit was die eerste naweek in Julie, wat ons interskole gespeel het. 27 Oktober, is my pa dood, aan kanker. Ja, die foto daar wys, jy sal nie kan dink hierdie man het kanker nie. Daai kanker het vir hoe lank in sy liggaam gesluim, word niemand sien nie. Niemand kom het agter, iemand word toegehou. Wie wat toe uitvind, hy kanker, 2 weke, dood. Hulle het in die hospitaal agtergekom, en kanker, hulle gee om 2 weke, duisend gekom met 'n week geleef, mos dood. 3 maande terug wen ons die interskole, niemand weet dit kanker is. Weet jy, iemand kanker in die liggaam dood, voordat jy dit agterkom. En ek voel dus wat in die kerk aan die gang is 'n slymerende kanker, wat uitgeroei moet word. Skinder werk ons op 'n baie oulike manier. Het jy geweet wat het Pietie gedoen? Nee, ek weet nie, vertel my, nou nie, dit bly net tussen my en jou. En jy raak tussen my en jou oor weet, maar hier kom kanker. Sny hom sy muur uit. So nie kanker in my lewe nie. Ek soek nie saad wat gesaai word, wat wurms is, soos miete, en vlee uitbroei, en die vlee op my wonde teer. Stop dit, as jy hoor, dit is tussen my en jou. Moet jy maar weet, dit is in iemand anders ook, iemand anders ook, iemand anders ook, iemand anders ook, dit is nie net tussen julle twee nie. Dis 'n muur, as dit kom, en is nie opbouend nie, dan sit kanker. Stop dit. Kry einde dan. Want jy is besig om 'n siekte in die liggaam te saai, wat nie van God is nie, en wat sal seker maak dat die kerk sterf. Want as jy agterkom, hier's kanker, is dit al te laat. Kanker doen 'n geweldige ding in die lewe van 'n mens, net so skinder. Skinder het 'n geweldige effek, kom op verskillende maniere. Lees hier Spreuke 11 vers 9. Dan Spreuke 11 vers 9 blaai en na 2 Timoteus 3. Spreuke 11 vers 9. As jy nie so vinnig daar van kom, kan iemand nie luister. Ons moet nog nagmaal gebruik en ons moet nog vergader en naweek. Spreuke 11 vers 9. Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur die kennis word die geregverdig is gered. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, dis in Spreuke 11 vers 11. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek.
In die eerste plek, wat doen jy as jy skinder? Jy saai verderf. Jy saai dit, want dis wat jy saai. Jy saai verderf, en wat doen die verderf? Dit breek af. Jy kan iemand se lewe met 'n geskinder totaal en al verwoes. Ek het al stories in hierdie gemeente gehoor. Ek het baie gesien en het gewonder het as dit moet uitkom. Ontsettende skade. Jy kan met geskinder mense breek. As mense wat vandag kan vir hoeveel getuienisse gee, nooit meer in die kerk wil instap nie, oor stories wat uitgepraat is, vertrou nie meer nie, vertrou nie God nie. As kinders is van God wat so praat, hoe kan ek so God dien? Skinder bou nie op en dit breek af. Weet jy, ek het op 'n stadium, wys jy julle van hierdie ministry. Die eerste keer in my lewe dat ek 'n visioen was. Dit is nie 'n visioen nie. Dat hier en daar is droom, maar ek het nooit regtig visioene gesien. Maar so ek die kerk voor my sien, en so tussen die voete wemel die myte. Weet jy wat ek myte? Ek het dit al gesien by my huis. Ek wil jou, jy was by my honde. Maar in elk geval, jy het al myte gesien. Jy het al gesien dat ek myte. Jy het al gesien as jy 'n drom vat en jy gooi misse aan en jy los hy drom vir lang dae. Jy het al gesien wat kom daar uit. Jy het al gesien hoe krioel myte. Jy het al gesien hoe broei daar duisende en duisende vliee uit die myte uit. Vliee in die Bybel is baie duidelik 'n teken van bose geeste. Ek sal dit vir nou hier wys wat beteken die Griekse woord vir 'n kwaadspreker. En ek sien hierdie klomp myte tussen die voete. Ek wil vir my sê, jy gaan goed uitbroei wat 'n geweldige slegte effek op jou gaan hê. As jy saai, wat saai jy? Wat kom doen 'n vlieg? Hy kom lê 'n eier. En daai eier raak 'n myt. En daai mytbare vlieg wat 'n geweldige slegte effek het. Weet jy wat doen jy as jy daai verkeerde goed in 'n ou se brein insaai? Jy saai duiwelse goed in sy brein. Want dit wat daar gaan uitbroei is myte. En dit wat die effek wat dit op sy lewe gaan hê is die effek wat 'n vlieg op 'n seerplek en dit laat dit smeer en septies raak en dat die eter later daar uitloop. Dis wat jy doen as jy skinder. Jy saai myte. Wat teer op 'n ander se wonde. En jy sal dit moet stop. Ek sal dit moet stop. Want ek kan nie beloof, ek het verdriet gesaai, net soos baie van julle. Skinder is 'n gesnaakse ding, het heel in gesprekke gesê, weet jy hoe voel dit partytjies? Want dit wat jou eintlik goed voel oor jouself, is eintlik wat dit doen. As 'n gesprek moet so aankom, en daar word gepraat, jong, die adrenalinpomp later so daar gepraat, en jong, hy dink waar op die stoelroller nie. En hy gaan net, en hy bou op, want jy, weer is die duiwel kry totale beheer oor 'n ou, en jy gaan, want dis 'n demoniese aksie waarmee jy besig is om met die hel uit. Skinder kan 'n mens se lewe verwoes. Die oorsprong van skinder is nie God nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê: Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trootsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde. En ek wil hê, jy moet mooi luister na daai woordjie. Sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, kwaadsprekers. Kwaadsprekers is die wat skinder, bandeloos, breed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedagte van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af.
Dis hoe die kerk gelyk in die laaste dae. Dis nou maar 'n vreeslike kerk hier, ek wil nie rom wees nie. Wat met die kerk gaan gebeur? Dis 'n feit, dis 'n profetiese woord. As die mens nie waak nie, gaan dit met jou kerk gebeur. Nie my kerk nie, dis ons kerk. Sonder natuurlike liefde. Die Here wys my baie duidelik hierdie week. Kan ek so goed in daai tyd ek so in my leikamp die kinders gewerk het, het nog nie die sentrum gehad nie. Party dan voel ek daai sentrum was die grootste fout ooit. Party dan het dit my van my job ontneem, wat ek voel ek gedoen het. In elk geval, daai tyd sit ons daar in die sand, jong, en die kinders is vuil en tel op, jy kon al strotseer. Wie is die kind se bou is vol poef en jy raak sommer vol akkas en is pie en ek voel dit vandag nie. Wat was die Here vir my? Was ek so opgewonde en ek het hierdie absolute goddelike liefde vir hy kinders. Ek wil net so graag by uitkom. Ek gee nie om ons vuil is en hoe dit stink nie. Ek tel hulle op en jy is net lief vir hulle. En die Here wys my vandag, maar wie hy? Die liefde in jou hart het vervaag. Waar die liefde vervaag, word daar geskyn. En die aksie van liefde, wil ek nou vir u wys. Wat doen liefde? Dis die ware liefde bedek 'n kind wat so stink, 'n kind wat vuil is, snoetjies wat loop, waar nie daaroor nie, en die liefde ontbloot dit nie. Die Griekse woord vir kwaadspreker in 2 Timoteus 3 vers 3, wie kan raai wat is daai woordjie vir kwaadspreker? Nou, kwaadspreker is een wat skinne. Dis diabolos, beteken demoon, beteken duiwel. Ek het dit nog nooit voorheen geweet, mens vrees. 'n Kwaadspreker beteken diabolos, dit beteken demoon, want hy's 'n accuser en hy's 'n aanklaer. As jy skinne, doen jy presies dit wat die duiwel is. Hy word genoem the accuser of the brethren. Die woordjie diabolos beteken ook accuser. Nou die woordjie vir 'n mens wat 'n kwaadspreker is, word jy presies dieselfde titel gekoppel as die duiwel. En met wat se aksie dink jy is jy besig as jy kwaad spreek? Jy is besig om presies te doen wat die duiwel doen. Jy openbaar sy karakter. En weet jy, daar is 'n baie spesifieke rede hoekom die duiwel in 'n kerk wil inkom met 'n geskin. Want hy word genoem die accuser. En weet wat, hy kan nie meer vandag vir God vir jou aankla nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. As jy voor God gaan staan en hy wil jou aankla en hy wil oor jou skinder by God, dan gaan God sê, hey, stop net hier. Hierdie seun en dogter van my is in Christus. 100% heilig, sonder gebrek en liefde vir God, 100% geregverdig. Die duiwel kan jou nie meer vir God aankla nie. Nou weet jy wat doen hy? Omdat hy nie meer vir God kan doen nie, nou kom doen dit in die kerk. En hy maak van jou 'n accuser. En hy laat jou doen wat die duiwel nie eens meer vir God kan doen. Want wat jy doen is jy skin en jy kla jou broer en suster aan voor 'n ander. En jy gesien wat hy gedoen het. Hy doen dit en dit en dit. Ek kla man, doen presies wat die duiwel vir God doen. Die duiwel kan dit nie meer vir God doen, so nou gebruik hy jou om dit vir die ander te doen. En die resultaat is 'n siekte wat doodmaak, wat afbreek, wat seermaak. God haat skinde. Dis min goed in die Bybel waar jy lees wat God haat. Dis 'n afskeurende. Spreuke 6 vanaf vers 16. Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong,
en hande wat onskuldige bloed vergiet. 'n Hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop. Een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broers toeidrag saai. God haat skinder. Een wat valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broers toeidrag saai. Wat doen skinder? Bring toeidrag in 'n kerk. En wie wat doen jy? Praat jy deel wat jy sien wat doen jy die ander persone. Aan daai persoon se hele persepsie wat jy in sy kop gaan doen, daai ander persoon word totaal verander. Jy bring toeidrag. Hierdie persoon sien dat kry jy so hierdie gevoel. Hierdie ander gestap wat dink jy so oor hierdie een se nonsens, jy weet ek kom weet ek het 'n goed tyd en so uitvat en jy doen dit nooit. Want skinder wil 'n onliggende toeidrag saai wat nooit uitgesorteer word nie, want nooit word gepraat nie. Soos 'n kanker wat slymer. God haat dit. Stop daarmee. Jy besig met 'n aksie wat absoluut van die Bybel afkom. Waar daar geskinder word, is daar nie liefde nie. Baie duidelik. Jy kan nie twee van mekaar skyn nie. Jy kan nie sê jy het liefde en jy skinder. Jy kan nie sê jy skinder oor 'n persoon maar jy het hom lief nie, jy lieg. Maar die aksie van liefde is iets totaal anders wat skinder doen. Skinder wil die foute en die verkeerde en van alles openbaar en liefde doen nie dit nie. Dit het nie daai aksie nie. Ek het al vir u 'n preek gehad oor liefde. Wat doen liefde? Bou mense op. Hoe is liefde aan die mense openbaar? Ek wil nie eintlik daaroor praat, ek wil hê jy moet vir my sê. Sê dit vir my, ons het al 2 keer daarna gekyk. Wat is liefde? Dis goed praat? Ja, goed, dis die een ding wat ek doen. Maar dis nie die wortel van liefde nie. God is liefde, maar wat het God gedoen? Hoe het sy liefde openbaar? Lewe neergelê. Sy lewe neergelê. Dit sê in die Ou Testament. Wat is die presiese woordjie nou weer in Sefanja? As ou nou weer stil is, jy Stom. Nie stom nie. Swyg. God sê ek swyg in my liefde oor julle. In die Ou Testament beteken God sê ek kan nie my liefde aan so aan julle openbaar nie. Dit is so groot. Die mense verstand kan dit nog nie comprehend. Vir 4000 jaar slymer God oor hoe hy voel. En waar openbaar hy dit? God is liefde. Hoe het hy dit geopenbaar? Hoe het hy dit gewys aan die wêreld? Want dit vir 4000 jaar geswyg. Want die Gees het nog nie gekom, die mense verstand kan dit nie verstaan nie. Die Gees het in jou openbaar. Hy het sy seun gegee. Jy sien dit in baie dit is nog wel spytaardig dat die twee goed so geskryf is. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. God openbaar sy liefde aan die mensdom, hy het 4000 jaar daaroor geswyg. Hy openbaar dit deur middel aan die offer van sy seun. 1 Johannes 3 vers 16. Sê die disippels, hieraan het ons die liefde leer ken, deurdat hy sy lewe vir ons neergelê het. Hoe openbaar Jesus sy liefde? Deurdat hy sy lewe neerlê. Hoe openbaar God sy liefde? Deurdat hy sy seun geoffer het. Jesus openbaar sy liefde want hy offer sy lewe. En dan sê die disippels hier daar, ons moet net so maak. As 'n mens lief het, praat jy nie sleg van 'n ander ou nie. En jy offer maar jou gevoelens op. Liefde is nie emosie, dit is die offer en die afleef van jou lewe. Die offer en die afleef van jou boksie. Die aksie van liefde is die volgende. Van baie kortliks nou hier deurgaan. 1 Korinte 13, van vers 4. Baie oulike ding daar. Die liefde is lankmoedig en vriendelik.
Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. As jy skinner, is dit liefde. Not the damn, jy verdra nie alles nie. Liefde, dit sê al baie duidelik in vers 7, dit bedek alles. Weet jy wat doen liefde? Liefde wil heeltyd net beskerm. Liefde wil nie iemand moet seer kry nie. Want dis wat liefde doen, dis hoekom God sy seun gestuur het, sodat hy ons net kan beskerm. Dat ons net voor hom kan staan en vir die duiwel kan sê, hier is nie meer nie, jy kan hom nie aankla nie. Want die duiwel het wettige reg gehad om aan te kla, want die mens was skuldig voor God. Liefde wil nie aankla nie. Liefde wil net beskerm. Dit wil net toemaak. Dit wil net hê die ander een moet beter wees. As jy skinder, maak jy alles oop. Ek wil lekker die persoon. Dis geen wonder God, Jesus in die stand het, hy sê, dis hoe jy konflik in die gemeente hanteer. Sy ou en sonde lewe, beteken nie alles is reg. Maar dis hoekom sy standaard op 'n spesifieke manier is. As jy sê, as daar 'n ou is wat in sonde lewe, dan gaan jy een in privaatheid. Jy gaan skinder nie oor dit nie, niemand weet jy gaan na hierdie ou toe nie. Want dis liefde, hy wil die persoon beskerm. Hy wil net als oopvou en sê, kyk in die sondes, kyk in die verkeerde goed, kyk hoe maak hy nie. Hy wil dit stil hou, en hanteer, hy wil nie die persoon beskerm, hy wil nie die persoon beskeer kry nie. As die persoon nie luister nie, dan eers pak jy getuies aan. Dan eers voor die gemeente, dan is daar 'n hele stap van liefde. Dis 'n totale ander situasie en 'n ander manier van dit doen. Hoe maak ons in hierdie gemeente? Lig hoe jy hand op en sê vir my wie het geskinder, ek sal by ons. Ek het al baie gepraat oor mense. Dis al baie in gesprekke waar ek mense veroordeel en judge en accuse en lelike goed oor hulle uitspreek, en ek gaan nie na die persoon die praat met hom aan oor nie guts afvoer, ek kan baie maklik alles uitstort en die gesprek so aanvoer en alles gaan, maar maak ek het net nie die guts om daar te gaan sê. En weet jy wat is die probleem in hierdie gemeente? Ons aanvaar nie mekaar vir wie ons is nie. My genade, man. Sy ou wil hy net om hy. En jy probleem is hy. Omdat jy nie hy nie, dan mag niemand anders hy nie. Dis mos onsin. As iemand anders dans, maar en jy hou nie van dansing, beteken dit hy mag nie dansie, maar jy hou nie daarvan. Dis my boksie. Dis my boksie. Almal wat die Here aanbid van my boksie. Daar is 'n verskil in ons. Dan dit die drama studente. Wat is nou dink hierdie mense is mal? En dan kom my persoon kragdadig tot rede en weet jy wat? Dan trek jy nog steeds so weer dan. Dis deel van sy karakter. Sy sondige, so God hom gemaak het. Party mense baie emosioneel is anders. Dis hoe hy saamgestel is. Maar ons wil almal verander. Almal moet wees soos ek. Ek chant dood jy so, nie chant ek skatvol vir die emosie, skatvol hiervoor, want dis my manier, dis hoe ek die dinge sien, dis hoe ek is, en net hoe ek is reg. Miskien is daar 'n fout omdat ek moet huil, omdat jy nie moet huil nie, dat moet jy ook 'n slag chant. Ek het myself voorgeneem, as iemand ooit weer na my toe moet kom, dan sê ek jy dit goed gaan ek vir ons in nie luister in my ore is nie jou afstroom. Jy sal nie kanker in my liggaam gaan saai nie. Ek sê nie alles wat ons almal doen is reg. Ek sê nie alles wat almal in hierdie gemeente glo is reg nie. Ek sê nie die manier hoe mense goed in die gemeente doen is reg nie. Ek sê nie alles wat dit gebeur is nou struktuurlik nie. En weet jy wat, jy sorteer dit nie uit met 'n geskinder nie. Jy gaan na 'n persoon toe,
Hy sê vir hom, luister, ek het hierdie probleem, dis hoe ek voel. Praat daaroor, sorteer die ding uit. Hoeveel van u in hierdie gemeente het nou al na mense toe gegaan en goed uitsorteer? Hoeveel? Ons het nou net gesê, ons het al die hande opgegaan en gesê, ons skinder. Wie is jy skinder? Dan kan jy maar gaan en gaan sorteer uit. Na as ding. Jy kan hom maar gaan uitsorteer. Dit beteken die hele gemeente moet opstaan en 'n klomp plak gaan uitsorteer. As jy dit nie doen nie, is jy ongehoorsaam. Wie was die een van julle wat nie julle hande opgesteek het nie? Dat julle almal moet regmaak. Sal goed ook van nou of op ander maniere in hierdie gemeente hanteer word. Dit is nie my taak, en elke keer van hier vooraf te preek, as ek nie saamstem met goed wat in skriftuurlik is nie. Dis hier die skriftuurlike manier om dit te hanteer. Die Bybelse manier is dat die ouderlinge dit doen, en ek gaan dit nou ook sommer van vooraf sê, jy gaan 'n drastiese ding rondom ons beheerraadstruktuur verander, en daar is nie orde nie Bybelse orde daar. Ek dink die regte mense was gekies, ek dink nie daar was fout met een van die mense wat op die beheerraad was nie, maar iewers het ons God se stem nie gehoor en omdat hierdie skrif ondersoek het nie. Ek het hierdie week totaal en al 'n ander persepsie gekry rondom die ouderlinge en die diakens. Ek het met Albert Tron en Christo Botus in gesprek getree. Dus gevra, is my siening reg, want ek het nog nooit so gesien as my vreemde gedagte, omdat die kerk dit nie so doen. En dit was vir my gesê, jou siening is heeltemal reg. Dit is hoe dit hoort, dit is die Bybelse manier. Kom ek noem net gou vinnig vir jy, want dit gaan vir jy, hoe die konflik in hierdie gemeente hanteer moet word. En dis nie ek wat dit moet hanteer. In die eerste plek, 'n vrou mag glad nie 'n ouderling wees nie, volgens die Bybel. Jy mag nie 'n ouderlingsambt wees nie. Sy mag wel diaken wees. Mans en vrouens mag diaken wees, net mans ouderling. Die woord diaken beteken tafelbedienaars. Met ander woorde, die diakens is die mense wat bedien. Wat by die huisie toe gaan, wat weet waar is daar siekte, waar is daar honger, waar is daar geldtekort, waar is al die goed. Dit is nie die diakens wat daai goed weet, dit is nie die ouderlinge nie. Die ouderlinge is die wat kan lering gee, wat hulle te kennis van die skrif oor 'n baie spesifieke rede. Ek sal vir jy nou 3 skrifgedeeltes gee, ek gaan dit nie nou vir jy geniet, sal ek na die tyd van my beheer af gee, maar wil jy iemand dit ook in daai maak te verstaan, want dan gaan besluit in jy moet, en ek dink jy gaan sien die goed verander. As 'n gemeente word beheer of gelei deur die ouderlinge, nie deur die diakens nie. Baie duidelik skryf ek net hier raak te lees. As daar kerkraadsvergadering is daar geen diaken op die vergadering nie. Want die diaken het nie deel in die besluite nie. Die rol van die diakens is om terugvoering te gee, te sê, luister, hierso is al die probleme in die gemeente, hierso, hierdie huis het tekort, hierdie huis het, word aan die ouderling gee, hulle vergadering, hulle berig oor, hulle maak die besluit. 'n vrou hoort op geen vergadering nie. Dis kom Paulus baie duidelik daar sê, in die konteks van die ouderling, dat geen vrou sal oor 'n man heers nie, want Adam was eerste gemaak. Dit het nie so gewerk in ons gemeente. As jy kyk na die vrouens wat reeds op die beheerraad is, kan iemand gaan kyk, dit is reeds in die job van die hulle doen dit al klaar, niemand het hulle gesê om dit te doen. So moet hulle daarvoor geroep was. Nie fout met een van die vrouens wat op baie beheerraadsvergaderings is uitgekies. Gaan kyk maar wat doen hulle. Hulle bedien. Is besig met mense. Hulle werk met mense. Is hulle daar nie besig in hulle ambt? Dit was net onskuld om hierdie skrif, want hulle moes nooit op 'n vergadering gewees het, hulle moes nooit besluite te neem. Dit is al waar ons gefilteer het. As daar konflik in 'n gemeente is en daar is probleme, is nie ek moet dit nie gaan aanspreek alleen nie. Daar Paulus, wat die grootste van die apostels was, kom daar valse leraars na Antioch toe, Jode wat weer die wet gaan verkondig en sê, hierdie Christene moet die wet gehoorsaam. En hy gaan terug Jerusalem toe, waar toe? Na die ouderlinge. Hulle moet dit uitsorteer. Sien, my job is nie valse goed in die kerk aangaan, moet ek vir die ouderlinge sê, hey, luister hier so goed, kom ons ondersoek die skrif, want dit is nie net my werk nie, die hele span ouderlinge moet dit ondersoek, die instemming het, dis wat die skrif sê,
en daai hele klomp ouderlinge gaan so toe as manne en gaan sê, luister hierso, dis die raamwerk, wat gaan nie aan? En almal spreek die ding aan. Dis nie net my taak om dit te doen. My taak om elke keer hier vooraf te preek en te sê, die goed hoe goed wil. Dis die taak van die ouderlinge om dit te doen. Dis nie my taak alleen. So hier gaan die hele paar goed verander. Dan baie duidelik ouderlinge en diakens gekies word in hierdie kerk. Dat hulle aanfunksioneer soos wat die Bybel sê dit moet funksioneer. Daar konflik is en die kry nie 'n probleem uitgesorteer en dan kom jy na die ouderlinge toe. Dat dit hanteer kan word. Maar gaan jy eers op jou eie. Enige goed wat in die gemeente raak, sal ons een ken as dit kom by besluite. Sal die Here soek rondom hierdie goed. En wat ek vir julle wil sê vandag, en wat die Here vir julle wil sê en wat hy vir my gesê het. Stop die gepraat agter mekaar se rug. As dit nie opbouend is nie, stop dan nie. As dit iets goeds is, ja, saai die lieflike. Saai die mooi. Saai wat Christus sou saai. En die ander een, besef maar net mense verskil, en almal in jou boks plaas. Dis nie dieselfde nie. Dis verskillend. Hou nie van dieselfde kos nie, hou nie van dieselfde klere nie, hou nie van dieselfde skoene nie. Ek haat Crocs, ek mag nooit daarvan gekry nie. Beteken dit almal is simpel wat Crocs dra? Nee. Dan moet ek het nog try, dat is eers baie gemaakt. Ek het myself besloot moet uitkom, as ek nooit ooit dra. Nee. Nee, ek weet nie, so daai een moet eers vashet vir die Crocs. Of wat ek wil sê, dis wat God se hart is. Hoekom kan die mense in die kerk is waar net liefde is nie? Waar jy maar net aanvaar, dit beteken nie alles is reg nie. Maar weet jy wat gebeur? Die moment as jy net 'n ander ou aanvaar vir wie hy is, presies wat Jesus gedoen het. Die laaste ding wat hierdie week vir my uitgewys het. Wie nou mal was Petrus? Jy al gaan lees in die Bybel hoe Petrus opgetree. Jesus het hom net so aanvaar. Vir Petrus gesê verander jou houding nie. Hom net so aanvaar. Hy was net so mal tot hy dood is. Hy spring oor die bolle wat op die water hardloop. Hy is die eerste een wat Jesus verraai. Jesus sê van jy gaan my verraai. 3 keer. Maar Petrus, aan jou gee ek die sleutels van die koninkryk. Aan jou. Al is jy so, al gaan jy my verraai. Want dis nie eens, dis jou eie karakter. Beteken nie alles is reg nie. Maar aanvaar eers voordat jy wil verander. Wees net lief. Besef net dat ek maar nie weet wie dit is. As jy nie het kan veilig wees jy agternade, maar dan kan jy maar vergeet. Kan jy nie wêreld wees wie jy is nie. Jy word genoeg van buite hierdie kerk oor hierdie kerk gepraat. Maar jy dat dit nog nie van binne ook gebeur. As dit nie binne gebeur, as jy vir die wêreld daar buite, weet jy presies reg. Ons hoef nie te wees soos al die ander kerke nie. Jy mag maar anders wees. Dan wees maar net wie jy is. My taak om jy te verander nie. As jy gees op jy kom, dit self jy uitwys. As jy 'n probleem het met 'n ander, gaan sorteer dit uit in liefde, praat oor. Sorteer dit in die krap uit. Wat is daar gebeur om vir hy meteer? Spuit hulle met gif. Lie uit. Wil nie. Hulle hoort nie. Wees jy? Jy kan nie nagmaal op die. Want kom ons raak net die stof vir die Here vir ons voor dit aangaan. Dankie Here Jesus dat ons verhoring kan kom en Here ons staan hier so as nagmaal gaan gebruik. Here waar ek 'n getuienis gaan lewer vanmôre rondom die nagmaal Here. Wat U vir my gewys het die afgelope tyd rondom dit Here. En ek vanmôre net sê dat ons sal stil laat Here. Dis hier moet reg gesê dat ons nie sal na myself kyk die Here, maar dat ek sal hoor wat U sal spreek deur my Vader.
die Messie sal vaskyk die Here, maar dat ons die woorde sal hoor, Here, en dat ons werklik in 'n ervaring sal gaan hiermee, dat ons dit net werklik sal beleef vandag, en dat ons dit in werklikheid in ons eie lewe vandag sal maak, soos wat U met eerste Pasga gemaak het, Here. Ons loof die heilige naam, ons sal bid, Here, omdat U God is, Here. Die voornpersoon. Sorry, traan in die naam, maar ek gaan probeer om te praat van ons tyd. Ok, weet julle, toe die Israeliete opdrag gekry het om in die land Egipte uit te trek, die Here vir Moses gesê, dat elke gesin moet 'n lam vat. Het sy van 'n bok of 'n skaap, dit moet 'n rammetjie wees, sonder gebrek. En dan moet die lam slag. En dan moet die bloed vat met die hefseltakkie, dit moet in die deurposyne, deurposte geverf word. En dan moet die vleis braai op die vuur. Nie gaar maak in water nie, ook water mag dit nie eet as dit rou is nie. Dan moet hulle dit opeet. En dit wat nie aan aand opgeëet word, voor die oggend moet dit uitgebrand word in die vuur. En weet julle, die doodsengel het gekom, of die doodsengel die Here het gekom, oor ons waar daar nie bloed in die deurposte was nie, en al die eerstgeborenes het gesterf. Maar daar waar ook bloed gevleur was, die eerstgeborenes het nie gesterf nie. En die nag het die mense uitgetrek uit die land Egipte uit. En die Here het, as ons dit deurtrek na die nagmaal toe vandag, ons gaan kyk, daar het sekere goed gebeur daai nag, wat vandag vir ons 'n werklikheid maak met nagmaal. Die eerste plek is, as ek onder die bloed van Jesus Christus is ek van die ewige dood verlos, as ek dit myne maak, as ek dit myne vat, as ek die bloed verf in my lewe, Jesus Christus myne maak, as ek bevry van die ewige dood. Die tweede ding wat gebeur het is, ek is nie meer 'n slaaf nie, want weet julle, toe daai mense uitgetrek het daai dag, die dag van die gevry, was hulle nie meer slaaf nie. So hulle het nie meer onder die sonde gestaan nie. Sonde was nie meer hulle heerser gewees nie. Hulle was vry daarvan gewees. So hulle kon vry wees. Die ander ding is, die Hebreërs, die Israeliete kon van die goed vat, wat hulle het hulle beroof, hulle het die Egiptenaars beroof. So hulle was nie meer arm gewees nie. Want wat is 'n slaaf? 'n Slaaf is iemand wat niks het nie. Hy het geen seggenskap. Hy het 'n heerser oor hom. So nie een van daai goed het meer werklikheid in hulle lewe gewees geword nie. Die derde ding is, julle kan die skrif gaan lees. Dit is Psalm 115 vers 37. Daai nag toe toe die Israeliete uitgetrek het in die land van Egipte uit, was daar nie ambulanse gewees nie. Niemand was vervoer gewees nie. Die mense het geloop. Weet julle wat, so daar was geen sieke gewees nie. As ons vandag, as Suid-Afrika vandag opdrag kry, ons moet oor die Limpopo rivier trek, hoeveel treine en ambulanse en vervoermiddels busse ons nodig het om al die kranklikes en al die siekes uit ons land te vervoer. Weet julle wat 'n krag lê daar vir ons in nagmaal? Wat die Here eintlik vir ons sê, as jy 'n nagmaal gebruik, is jy vry, jy is nie meer slawe meer, jy staan nie onder die sonde nie, jy is nie arm nie. En weet julle wat, ons hoef nie siek te wees nie, want siekte is nie van die Here af nie. Ons lees almal in die gebed wat Jesus vir die disippels geleer het om te bid. Hy het gesê, Here, Vader, laat dit wat in die hemel geskied ook op die aarde geskied. Weet julle wat sê dit eintlik? In die hemel is daar volmaaktheid. Daar is nie siekte nie. Daar is nie kranklikhede nie. Net so is dit op die aarde. So sê Here, dat op die aarde, Vader, dat op die aarde wees soos in die hemel. So daar is nie meer siekte nie. So as ons die nagmaal vandag gaan gebruik, gaan ons proklameer in ons lewe. Ek staan nie meer onder die sonde nie. Ek staan nie, ek is ryk. Ek het al die skatte van die hemel in hande. En weet julle wat? As jy 'n siekte het, as jy 'n krankheid het, dan sê jy vir die Here, Here, ek kom gee my oor aan U. Ek vat U genesing. En weet julle wat, toe die Israeliete getrek het, verhoor ek stop, wys die Here dit vir my. Toe die Israeliete getrek het, toe word hulle deur die Egiptenaars agtervolg. En hulle kom by die see, want hier kom het, hoe nou gemaak? En Moses roep uit tot die Here, en die Here sê vir Moses, hoekom roep jy my uit? Steek jou hand uit oor die see. Weet julle wat, toe stap Israeliete met droë grond deur daai see. En so word, die vyand gaan ons nie los nie, die vyand gaan ons jaag. Maar dis wat ek en jy daarvan gemaak. Gaan ons dit vat wat die Here vir ons gegee het.
Gaan ons dit myne maak? Gaan ek my genesing vanmôre vat en sê, Here, ek staan in my genesing. Ek weier om dit weg te gee. Of gaan ek dit maar teruggee vir die vyand, dat hy dit kom steel by my vandag? Voor ons die nagmaal gebruik, Jan het gepraat vanmôre, ons het almal geskinder in hierdie kerk. Ek is een van hulle. As daar iemand vanmôre in hierdie gemeente sit, wat jy voel, jy kan nie die nagmaal gebruik, nie voor jy met hom gaan praat nie. Rian, ek dink jy moes vir 'n fout maak, jy weet. Of tyd vat nie, almal hou ons nog 'n bietjie daaroor aan. Gaan na iemand toe. Ons gaan nie vir mekaar kyk nie. Stap nie iemand en sê, vergewe my nie. Want weet julle wat, as jy die nagmaal vanmôre gebruik, en as iets wat jy nog nie teen iemand reg gemaak het nie, plaas jy dit op jouself. Ek gaan geleentheid, iemand is wat jy iets net, as dit iets groot is, gaan net en sê dit, jy wil dalk na dit met dat persoon praat. Mense is ons bang om blootgestel te word. Julle weet, ons is hier besig, die Here kyk na ons vanmôre. En hy ken ons harte, hy weet of ek iets binne my het. Ek kan dit nie vir hom wegsteek nie. Ek is honger en ek dors na U, o Heer. U maak als buig af en roep my op my naam. Kom vloei deur my en stap nou met my saam. Ek gee my hart, kom lief, U droom deur my. Lief in my, ek nooi U uit, kom lief in my. Lief in my, ek nooi U uit, kom lief in my. Lief in my, ek nooi U uit, kom lief in my. Lief in my. Ek is honger en ek dors na U, o Heer. U maak als buig af en roep my op my naam. Kom vloei deur my en stap nou met my saam. Ek gee my hart, kom lief, U droom deur my. Lief in my, ek nooi U uit, kom lief in my. Lief in my, ek nooi U uit, kom lief in my. Lief in my, ek nooi U uit, kom lief in my. Lief in my.
Die Here se liggaam is vir ons gebreek om vir ons genesing op te bring. Ons skrif wat sê dat daar deur sy wonde vir ons genesing gekom het. So jy vanmôre 'n kranklikheid het, siekte het, en ek vir jou sê, vat hierdie brood, breek dit, eet dit, want deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom in ons liggame. Die druiwesap, teenoor die bloed van Jesus Christus, die nuwe verbond, sy bloed het vir ons gevloei, soos die bloed in die hesop aan die deurpoestyn gesmeer was. Drink hierdie wyn, tot sy nagedagtenis. Dit maak ons vry van die, dat ons slawe was, maak ons vry van die sonde, dit was ons skoon, dit bedek dit, reinig ons. Jy dit maar nie, sorry. Ons maak die moet doen. Dank die Here Jesus dat ons nou opgewonde wees hier. Dat ons kan jubel en juig, Vader. Here, want ons is gevangenes uit vrygelaat. Here, dit te proklameer in ons lewe om te sê ons is nie onder sonde meer, Here. Ons is nie meer slawe nie, ons is nie meer arm nie, Here. Vader, dat ons vry is van enige gebrek, enige siekte, kom proklameer ons dit in die naam van Jesus Christus nou, Here. Dat deur U bloed het ons vrygekoop, U maak ons vry van enige sonde, van enige siekte. Here, ons kom neem dit nou af. U maak dit ons in ons lewe vanmôre. Here, ons is hier uitstap, so ons nie dat die vyand ons kom aanval, ons sal nie toelaat dat die vyand dit kom wegneem van ons af nie. Ons kom staan daar, Here, om te sê dat U God is. U koning is kom ons lief. Loof U naam, ons heilig naam, Here. Liefde komt altijd voor die waarheid. Profetie zonder liefde klinkt in een symbool. Taal zonder liefde klinkt in een symbool. Jy is lief voor die waarheid spreekt. Dat die waarheid in liefde kan wees. Die Here seën jou en hy behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en hy gee aan jou vrede. Amen. Self nie, maar heilig die oorlog eenhaar, staan op en laat ons optrek op die middag, weer ons, want die dag gaan verby, want die aanskade is oorgaan. Hier is weer. Dit is Jeremia 6 vers 4. Heilig die oorlog eenhaar, staan op, laat ons optrek op die middag, weer ons, want die dag gaan verby, want die aanskade is oorgaan. Ons bid so. Ag Vader, ons vertrou dat U sal intree nou om die land. Hier is daar enige aanval van die duiwel mag wees. Mag dit in Jesus naam van ons wegneem. Die duiwel kan nie staan in my teenwoordigheid. Vyand, ons bestraf jou werk in ons midde. Ons beveel jou hierdie gebou te verlaat. Dit is van God dat die teenwoordig is losgevoed. Dit is eiendom van God in Jesus naam. Kom ons gaan
voort. Ja, goed, dankie Sint-Charles, dit bevestiging op die boodskap. Dit sal nie goed in my preek, soos wat die hier het al 2 keer vanoggend weggeraak. Ek moes hom al 2 keer gaan uitbring. Maar hy is hier so, en ons sal hom aflewer. Is daar enige iemand met 'n woord, getuienis, iets wat hy wil deel, wat op die hart is? Ja, ek kan nie my elke week vir my elke dag, kan ek nou nie woorde ons het iemand het, ek het reg vir die Here gevra met my, ons kan nie stil bly nie, so ek het nou Psalm 145, 'n lofpsalm op die grootheid en die goedheid van God, want ek beleef dit elke dag, 'n loflied van Dawid, o my God, o koning, ek wil U verhoog en U naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek U loof en U naam prys vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondlik. Is daar nog iets?